Ek wil graag vir elkeen van julle sê, dankie dat jy op 'n Sondag die tyd uitkoop om saam met ons Jesus te kom aanbid. Sondag vir my, veral Sondaande, hierdie gathering is vir my incredible, want ons hart is regtig dat jy Jesus sal ontmoet, dat jy hom kan aanbid. Dis lekker as iemand praat en dis lekker as iemand share, maar when you, die enigste tyd wat jy kan connect met die koning van die konings is in worship. Die ander tyd sit jy mooi hier so en jy luister wat iemand vir jou share, moenie verkeerd verstaan nie, dis ook belangrik. Maar aanbidding. En ek wil vir jou sê hier so, as jy moeg raak en jy gaan sit, dit is okay. Just keep your heart focused on him. Just keep your heart focused on him. Nou vir al ons besoekers, ek is Rosanne de Jager en dit is my amazing man, Corrie. Ons is so 18 jaar getroud. Ja, dit is lank, maar is lekker. En ons is youngsters. Hy is daarom al, hy het 40 geslaan laas jaar. Ek sê well done weer. Ons is op pad daartoe. Maar ons het net so 'n expectation dat die Here iets bonatuurlik gaan kom doen. Julle nie deur 'n individu nie deur 'n organisasie nie deur 'n denominasie nie, maar dat God deur sy kerk, die liggaam van die Here Jesus Christus, dat hy mense gaan oprig om areas, dorpe, stede deur sy gees te begin infiltreer. We are really trusting the Lord for something that is way bigger. En wanneer mense na kyk, gaan hulle sê, dit kon net die Here wees. So geen mens kan eer kry nie, geen mens kan lof kry nie, want dis hy wat dit doen. Dis hy wat mense se harte skuif. Dis hy wat die koneksies bring. Dis hy. En ek het nuus vir jou, wat jy in die banke sit. Geniet die stoeltjie. But that's not where you're going to stay. God wants to activate his church, to move. Jy's by 'n werk, jy's by koffie en cream vir 'n rede. Kiewit eiendomme vir 'n rede, ja. Julle vang vis vir 'n rede. Raymond, sien jy? Georgine, daai skool van jou, die gimnaste, there's a bigger purpose for that. Die Here wil iets in sy dorp, in hierdie dorp. Ek vertrou, dit is 'n dorp, nee, ek's reg, nee. Ek sê altyd stad. Hoekom sê ek altyd Stilbaai is 'n stad? Maar dit is nie. Ek kom uit, maar dit is nou 'n dorp. So dis ons hart. Ons hart is dat mense die Here Jesus Christus sal beleef, Jesus sal leef en dat hulle deur die leiding van die Gees hulle wêreld sal begin beïnvloed. Disippels maak. Disipelmakende disippels. Ek en jy is nie geroep om net Sondag na Sondag hier te kom sit op 'n stoel en dan huis toe te gaan, te doen wat ek wil en terug te kom Sondag om weer ietsie te kom hoor, ietsie te kom gee. Halleluja, en jy doen wat jy wil nie. God wants to activate you to make a difference in this town. He wants to use you. He wants to use his church. Maar ons moet aanmeld en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Maar sien, as ons dink, die Here moet ons gebruik, dan soek ons 'n verhoog. Ek is so bly ons is nie op 'n verhoogie. Julle, dit is nie bediening nie. Bediening is om by mense se harte uit te kom, om by mense stil te staan. As iemand met jou te doen het, sien hulle Jesus. When they encounter you, are they transformed by the Spirit of God in you? Bediening is groter as 'n mikrofoon en om te kan sing. Ek ken baie mense wat baie mooi kan sing, maar dit het geen effek op die koninkryk nie. Ek ken baie mense wat kan teach op 'n level wat ek nie eens vir jou kan verduidelik nie. Ek moet gaan agter in die ry gaan staan. But they've got no effect on the kingdom. Die koninkryk is hier by hierdie deure uit. So ons hart, kerk van die Here Jesus, is dat jy moet besef dat die Here wil jou gebruik. Het gaan nie oor 'n platform nie. Het gaan oor 'n hart vir 'n gemeenskap wat Jesus nodig het. Jesus het stil gestaan by mense. As jy sy lewe lees, hy het gaan staan en vir Saggeus afgeroep. Saggeus, kom. Ek wil met jou gemeenskap hou. Ek wil by jou kom eet.
Wanneer laas het jy iemand genooi om by jou te kom eet? Nee, rarig. Wanneer laas het jy iemand genooi? Hoorie, kom ons gaan 'n bietjie vir koffie. Kom. I'm just checking in. Wanneer laas het jy saam met iemand gebid? Nie net hier voor, want, ek praat hier, ouens, hoor my hart. Ek glo in alles, ek glo in om te kan praat, ek glo aan om te kan worship, maar julle, die kerk is 'n beweegbare organisme, dis nie 'n dooie ding nie, dis lewendig. Hy het arms, en hy het oë, en hy het ore, en hy het 'n hart, en daar's longe, en hier's ons 'n gat wat hier so binne aangaan, hier's darmes, gaan kyk net bietjie leer biologie. Daar's iets lewendig, daar's bloed hier binne wat beweeg, daar's spiere, daar's bene, en elke ding het 'n funksie. Imagine jou hele lyf was tone. Kan jy dit imagine? Maar function. Julle, daar's 'n liggaam met 'n rede, vir 'n rede. We've got a function to do. Daar is net een baas. En sy naam is Jesus. Daar's net een hoof van die kerk en dit is Jesus. Ek en jy rapporteer aan hom vir diens. Want toe u sê, kop, gaan ons. It's time. God wants to use and utilize His church. Maar vir 'n kerk om beweegbaar te wees, het die kerk nodig om te besef, wat glo ek? Want jy sien, right believing produces right living. As die manier hoe jy glo verkeerd is, gaan hoe jy leef in daai pattern hardloop. Jy sien, ek kan glo tot ek blou is, dat 'n cupcake is gesond. Veral met karamel in, die senter. Ek wil nie met iets verstaan. As ek aanhou glo, as my oortuiging is, 'n cupcake is gesond, gaan ek oral waar kom 'n cupcake eet. Maar die suiker het 'n effek wat binne in my lyf gebeur. En dit gaan veroorsaak dat ek heeltyd foggy gaan voel, ek gaan heeltyd voel van suiker, dis die effek van suiker. Maar ek glo, hy is goed vir my. So hoe leef ek nou? Asof die suiker gaan goed wees vir my, maar dit is nie. Baie van ons sit vir jare in die kerk met sekere lering. En ons kan nie verstaan hoekom ons moeg en uitgeput is nie. It's because we are trying to live something that other people vir ons leer en afkom van generasie na generasie. Weet jy, Jesus sê die enigste ding wat my woord kragteloos maak, is julle eie tradisies en oorleweringe. We need to get the word in our hearts. Nie wat Corrie my leer nie, wat hierdie woord my leer. What does the word say? Get the word in your heart and get what is in your heart in your mouth and start speaking it into existence. So wanneer ek gaan die waarheid leer, 'n tomatietjie is goed vir my. Nou nie vir Corrie nie, want dan kry hy gout, maar vir my. Tomatietjie is goed vir my. En 'n blaarslaatjie is goed. En 'n komkommertjie is goed. En ek begin dit eet, dan gaan ek agterkom, sjoe. Ek sê so foggy nie. Ek sê so die mekaar nie. As ons sê die waarheid van die woord gaan begin, laat dit val in ons gees nie, gaan die kerk foggy en die mekaar bly. We need to get the truth of the word in our hearts, in our spirit, and we need to start walking it out. So ek het nou so 'n paar weke terug begin en die eerste vraag wat ek gevra het is, wat glo jy oor redding? Want in ons discipleship, wanneer ons met mense praat, kom ons agter die grootste gap is dat ons glo dat deur goeie goed te doen, dan is ek gered. En jy gaan nie agterkom nie,
Maar in ons gemoed is dit wat ons glo. Ons glo, as ek elke Sondag kerk toe gaan, as ek Bybel lees, as ek bid, en as ek al die regte goed doen, as ek 'n goeie mens probeer wees, as ek smile vir Geraldine, maar ek kners vir my agterste tande, en ek smile, ek sê goeie, dan gaan ek dit maak. Maar ons is net een manier om gered te word. Sy naam is Jesus. I'm saved by grace through faith in Christ. The work that He did on the cross is the reason that I am reconciled with God. When I believe who He is and what He has done, then I'm saved. As ek met my hart glo en met my mond bely. Daar's nie 'n ander manier nie. Goeie werke kry jou nêrens nie. Jy gaan net goeie werke doen. Ek gaan nie daar praat nie, ek wil jy moet net hoor waar ek was. Tweede keer toe ek gepraat het, praat ek oor wat glo ek en jy oor die woord. En almal is soos, dis die waarheid. Okay, nou, hoe baie lees jy dit? As dit die belangrikste boek is, wat nog ooit geskryf is, hoekom is dit die een boek waarin ons die minste van ons tyd spandeer? Jy sien, ons het lekker Christianese slang geleer. Ons kan al die mooi skriffies opsê, want ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Ons hou van, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ons hou van skriffies, maar om die woord te vat, dit te eet en dit te leef, is 'n ander ballgame. Ons struggle om te lewe in hierdie wêreld because we don't know the word. Ons vryheid lê in die woord. Ons oorwinning lê hier. Hier is hoe ek die Skepper leer ken. Hier is hoe die Heilige Gees Jesus in my openbaar deur die woord. So wat glo jy oor die woord? Dit was die tweede week. En vandag wil ek graag met jou praat oor wat glo jy en ek oor gebed. Ek vra jou, what do you believe about prayer? Wat glo jy? En ek was soos, okay, wat glo ek? Ek glo eerstens dat hy hoor as ek bid. Want die woord sê, hy is die hoorder van gebed. Ek glo daar's krag in gebed. Ek glo daar's iets wat release wanneer ons vir mekaar begin bid. Ek glo dat die Here genees. Hy sê as ons hande op siekes lê, hulle word gesond. Wanneer laas het jy vir iemand gebid wat siek is? What do you believe? Want jy sien, jou aksies gaan verklap wat jy regtig glo. Ek wil net vir julle, ek wil vir julle 'n getuienis, ek wil begin met 'n getuienis. Laas jaar Augustus maand, toe lê die Here dit soos baie sterk op my hart, dat ons moet begin met 'n 40 dae van gebed. En ek dink ons was omtrent so 96 mense wat op 'n groep was, en ons het vir 40 dae elke oggend, ons het by mekaar gekom nie op 'n groep, het ons net gebid. Ons het 40 dae gejourney met sekere goed oor gebed, en daai groep gaan nog steeds aan, en ons het aangehou met gebed. Ons het begin, laas jaar was dit Junie, Julie, kan julle onthou? Dit was net voor die winter, want dit was koud. Derek, ek kyk vir jou. Met 'n gebedsgroep elke Sondagoggend 8:00. Okay, so ons kom by mekaar en dan bid ons, en ons bid vir Stilbaai, en ek wil vir jou sê, partykeer dan kom jy daar aan, en jy sê so, ek is eintlik so moeg, man. En ander tye kom jy, ja, ek is soos die Here is hier, en ander kere dan begin jy so, en dan as jy klaar is, almal so, dis dan, gebed doen iets, dit skuif goed, en partykeer vat dit tyd om goed te skuif, partykeer kom jy agter, jy kan voel, iets in die gees het nou begin, they shifts, gebed skuif goed in die gees, okay? Maar toe word ek gechallenge oor,
bid jy vir mense. Maar nou nie roep jy altyd almal voor en sê, kom ek wil vir jou bid. Ek praat nie van dit nie. As jy by iemand kom en bid jy vir hulle. En ek het besluit, as iemand siek is, gaan ek vir hulle bid. As iemand, ek gaan vir hulle bid. Of hulle gesond word of nie, dit's nie my verantwoordelikheid nie. Die Bybel sê nie, ek moet jou gesond maak nie. Want ek kan nie jou gezond maak nie. Maar ek ken die een wat kan. Ek sal eerder 'n kans vat en vir jou bid, as wat ek nie. Okay. So ek wil nou vertel, dit is my journey. So ek's in hierdie ons bid en julle is klein goedjies. Ek dink die grootste ding is, ons dink ons moet vir groot goed bid. Klein goedjies. Ruk terug, een van die ouens in ons gemeente breek sy hak. Ja, en dit is 'n storie en dan oor die foon aan WhatsApp ons mekaar en dan toe sy Mosselbaai toe hulle Kaap toe en hulle boor toe gate in sy voet om al die goed. Julle, ek weet nie as jy jou hak breek, ek dink nie dis 'n grappie nie, maar daar was skroewe involved, dit weet ek. En hulle is besig en nou sit hulle 'n pynblokker in sy been. So sy bene soos hy voel niks. Hy's op pad huis toe, maar hy het 'n probleem met een van sy niere. Hy het net een nier. En hy kan net sekere pille drink. So hulle gee vir hom 'n skedule 7 medikasie en dan het hy stilpyn. En toe hy nou wakker word, toe drink hy nou 'n stilpyntjie en hy's op pad terug en op pad terug toe begin daai pynblokker outwear. En hy moet 4 ure wag want hy kan nie medikasie drink nie. En sy vrou message my, sy sê vir my, Rozaan, my man het verskriklik pyn. En ek dink vir myself, Here, ek weet nie, ek kan nie in my kar klim nie, ek kan nie sien toe gaan nie, ek kan niks doen nie, maar Here, dankie dat ek kan bid. Ek vat die foon en ek bid oor die foon. Ouens skrif, Here, u woord sê, deur die wonde van Jesus is daar genesing. Here, u woord sê, u het al ons krank hier op u gedra. Daarom verklaar ons nou daai pyn en ek bid net, dis al. En ek sit die foon neer en ek het nie weer van hulle gehoor nie. Ons gaan kuier, seker so 4 weke terug, gaan drink ons koffie daar. En sy sê, ek wil so graag vir jou vertel wat gebeur het. Nadat daai gebed deurgekom het, 10 minute, dis die pyn weg. Hy het nou nog nie sy skedule 7 medikasie oopgemaak nie. Nou hoor my uit, het ek iets oulik gedoen? Nee, I just responded because I know that God hears us when we pray. Jy sien, wat glo jy en ek oor gebed? Is dit net 'n random dingetjie? Of is daar actually krag in? Besef jy dit is my kommunikasie wat ek met my Vader het. Gebed is nie net om te gaan sit op jou knie en in allerlei tale heeltyd te bid en van die goed te sê en my lysie en jy moet nou dit en dis om te wag op hom. Dis om intiem te wees met hom, om jou deur toe te maak, sit jou notifications van jou foon bietjie af, maat, kom by hom en sit by hom en praat met hom. Daar's krag in gebed. Jy kan saam met my blaai in die Bybel. Na Jakobus hoofstuk 5 toe. James chapter 5. Net dat jy weet, ek het 'n Afrikaanse Bybel, maar ek gebruik die enetjie want ek lees vir Sean dat sy Engels kan verstaan. Van vers 13 af, en ek wil dit graag vir jou lees. Jakobus 5, vers 13. Is anyone among you suffering? Het enige iemand van julle dalk bietjie troubles, is daar 'n paar goed wat nie lekker is nie, weet dalk 'n paar areas wat bietjie taaf is en daai goetertjies? He must pray. Julle, die Bybel is eintlik so eenvoudig. Just do it. Nike, just do it. Maar ons wil eers by chat gaan uitvind wat moet ek doen as ek suffer. Ek gee jou die antwoord. Pray.
Is anyone joyful? Is iemand happy? Sing praises to God. Is anyone among you sick? He must call for the elders, the spiritual leaders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another, your false steps, your offenses, and pray for one another, that you may be healed and restored. Ek wil net gou hier so stil staan, want dit is baie crucial vir my. Daar's iets wat ons, weet jy wat die vyand kom doen in die kerkewêreld? Hy het begin maak dat mense mekaar distrust die hele tyd. Almal is fake. En as jy iemand ontmoet, dan is jy altyd soos, ek wil tussen die lyne uitfigure wat hier aangaan. Julle lag, want dit is waar. As jy met 'n besigheidsman praat, dan sal hy vir jou sê, ek doen besigheid met enigiemand behalwe met 'n Christen. Daar's iets wat die vyand probeer begin bring het tussen mense. Want weet jy wat gebeur wanneer Corrie nie met my kan praat nie, en sy swakhede met my kan deel en weet hy's veilig nie, dan bly hy gebind. Wanneer dinge in ons lewe swaar is, dan kom daar iets soos trots, en maats onthou net, God weerstaan die hoogmoedige, né? He gives grace to the humble. So wanneer jy deur 'n tawwe tyd gaan, het jy nodig om by iemand uit te kom wat nie die burger is, of die Forum Koerant nie. Okay? Miles Monroe het altyd gesê, God didn't give us the Holy Spirit to replace our brain. Okay? Moet nou nie onwys wees nie. Okay? Want daar is baie mense wat nog sukkel om hulle tong onder beheer te kry. So moet nou nie, ek moet nou vir almal gaan vertel. Okay, dis nie wat ek sê nie. Maar daar's iets wat gebeur wanneer kinders van die Here mekaar kan begin trust met my weakness. Want die oomblik wat iets in die lig kom uit die donker uit, dan verloor die donker sy houvas op jou. Nou kom Corrie en hy sê vir my, yes, okay, kom ek gebruik nee, kom ek, genade nee, daai is donker. Hy is baie donker. Sorry, hy sê hy het 'n visstok gekoop. Dis baie donker in ons lewe dan. Okay. Ek joke. Ek gaan dit gebruik. As Corrie na Jaco toe gaan, hulle is vriende byvoorbeeld. Corrie gaan deur 'n tawwe tyd, hy struggle met 'n ding. En hy gaan na Jaco toe en hy maak dit oop en Jaco bid saam met hom, dan gebeur daar iets. Iemand raak accountable vir jou en jy's nie meer alleen nie en jy kom agter die las is nie so swaar nie. Maar wanneer jy alleen is en jy bly in die donker, dan het die vyand hou vas op jou. Die woord sê, wanneer, hierso, ek gaan dit weer vir jou lees, confess your sins to one another, your false steps, your offenses, om te sê, Jessie, Sandra, ek het heavy offense gevat, Abigail, groet my nie by die deur nie, my hart is, ek wil sommer iets met haar doen, ja, ek bid net saam met my, en onmiddellik sê sy, onthou dis daai offense isn't given, it is taken, so release haar, vergewe haar, kom ons bid hier oor, Here, hoor julle wat ek sê, daar's iets wat moet gebeur in die kerk, maar die vyand hou ons besig met mekaar se swakhede. In plaas van, we need each other. Want dan raak ons sterk. Hy sê, pray. Waar is ek nou hier so? And pray for one another that you may be healed and restored. En dan hoor hy, the heartfelt and persistent prayer of a righteous man is able to accomplish much when put into action and made effective by God. It is dynamic and can have tremendous power. Okay, ek wil gou vra, who is a righteous man? Anton, ek so bly jy steek jou hand op met vermoedigheid, want dat waarheid gedraap in jou gees. Wie is righteous? Wie is righteous? Thank you. Hoor gou hierso. Hoekom kan ek my hand opsteek? Omdat ek iets gedoen het?
because of Christ, I am in right standing with God. As gevolg van hom is ek nou, I am the righteousness of God through Christ. As ek 'n wedergebore kind van die Here is ek 'n geregverdige van God. Daarom, weet julle hoekom sukkel baie van ons om te bid, want ons voel ons verdien dit nie. Hoekom gaan die Here na my luister? Ek doen nog dit en ek sukkel nog met dit en ek struggle nog met dit, so ek voel nie eens waardig om te bid nie. Wanneer jy hand opsteek, net jy ooit so gevoel? Dis 'n leuen van die vyand. Dis 'n leuen van die vyand om jou weg te hou om met die Skepper te kan connect. Die oomblik wat ek en jy besef, ek is geregverdig deur wat Jesus gedoen het, I am a righteous person through Christ. So die gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoekom? Omdat jy oulik is? Nee. Omdat ek oulik is? Definitief nie. Maar omdat dit wat ek dra in my geweldige krag het. Want dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou in my. Dit leef nou in jou. Gaan alles is, dis net great en Mondskin en Rose. Nee, dis juist hoekom ek hierdie waarhede moet kry, want dan gebeur 'n klomp goed. Iemand kom na jou toe en vertel vir jou, jy's eintlik nie so great as jy dink jy is nie. En dan val jy so 7 jaar in een of ander. Arme ek. Ons doen dit. Ons laat toe dat die opinies van mense en my foute bepaal wie ek is, maar dit is tyd dat ons op 'n plek kom wat ons sê, I am the righteousness of God because that is what the word says I am. And because of that, I can walk with authority. I can walk with boldness. Ek praat nie van arrogance nie, want glo my, ek weet, ek is niks sonder hom nie. Maar die kerk van die Here Jesus moet begin besef die krag wat ons dra. Ons is te veel vasgevang in mense-opinies, wêreldopinies, gebeurtenisse-opinies. Wat sê hierdie een? Wat sê daardie een? Weet jy wat? Gaan vat die Bybel en gaan vind uit wat die Here wil sê. Begin bid en hoor wat hy wil sê. He wants to speak to you. And then start doing. As iemand siek is, ja, kom ons bid. Ja, as Anton se beenpyn, dan hou ons aan tot hy deurkom. Viv, when we prayed for your knee, I want to speak about this tonight. Viv het gegaan vir 2 knievervangings. The first one, correct me if I'm wrong, was very painful. And you didn't want to do it again. And then she went on a fast and she was like, no, the Lord's going to heal her. And after that, she came, toe kom sy, toe sê sy, die Here sê sy moet gaan vir die operasie en hy gaan haar gesond maak. How long before you, sonder dat jy met krik of enigiets geloop het? Hoeveel? 1 week. Geen pyn. But julle verstaan nie, daar was 'n groep mense, ons het saam maar gebid. Ek dink jy het al ooit so baie messages in jou lewe gekry nie. She was like walking on prayer. Ek wil jy moet iets verstaan. Daar gebeur iets wanneer 'n liggaam begin vang. We don't have authority, but He in us has got the authority. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So wanneer ek nou kom en ek bid, Here, ek weet U kan. I know You are able. Wanneer dit taaf gaan en ek voel soos, Here, gaan nie deurkom. Ja, want die woord sê dit eers my voorsiener. Ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie angstig rond te hardloop soos iemand wat rigtingloos is nie. He is my God. He is for me. He's not against me. He will lead me. Daar's 'n paar dinge wat ek moet los, 'n paar dinge wat ek moet optel, 'n paar goed wat ek in plek moet sit. Maar Here, lei my. Help my through Your word, putting the right people in my life. Help me to do this. But start trusting God. Start trusting the word.
Start believing that when I pray, things will shift because the power that is in me is His power. En ek wil vir jou sê, wanneer jy 'n wedergebore kind van Jesus is jou hart sy koninkryk, sy wil, sy plan. Here, al moet ek alles los, I want to follow you. And when I start praying, I pray His heart. I speak His word into existence because I want to see His kingdom come. Ek wil net nog een ding vir jou sê, you are not made for heaven. As God se plan met ons hemel was, sou ons van die begin af in die hemel gewees het. He's got a plan with people on earth to rule with authority. Om voort te plant, om te wandel anders. Wanneer mense met hierdie groep, my hart is, dat wanneer mense met ouens te doen kry, wat saam met ons hardloop, wat Jesus ken, dat hulle moet sê, ek het nog nooit so iets gesien nie. I've never experienced so much love. I've never encountered so much grace. I've never seen this before. Jessie, wat het jy? Ek soek dit. Jesus. He loves us. He loves you. Maar ek wil vir jou sê, sy liefde was nie cheapie. Ek wil niks doen wat sy naam gaan skade bring nie. So daar's sekere goed wat ek net kies om nie te doen nie, nie omdat ek dink ek gaan hel toe as ek dit doen nie, omdat ek hom, Here, ek het U so lief, I just want to honor you. I want to walk in your freedom. Ek wil nie hierdie dinge van hierdie wêreld met my kom klatter en op my kom sit nie. So I spend time in the Word so that I can learn what does the Word say. Hoe moet ek lyk vir mense? As iemand met my te doen kry, wat moet hulle ervaar? As jy die Woord lees, as daar sekere goedjies maats wat ons moet doodmaak, afsny, laat gaan. Ek wil graag afsluit met 'n storie aan die einde van hierdie. Kom ons lees gou hier so ver, klaar. En hierdie hele stuk praat oor 'n prayer en dan vers 17 en 18. Ek wil gou jy moet net saam met my lees. Elijah was a man with a nature like ours, which with the same physical, mental, and spiritual limitations and shortcomings. And he prayed intensely for it not to rain. And it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land produced its crops as usual. Ek weet nie wie van julle weet iets van Elia af nie. Hy's 'n profeet van die Ou Testament. Elia maak sy eerste verskyning in 1 Konings 17. Voor dit was hy nêrens. Jy lees nog in 1 Konings 16 van een of ander profeet wat na die koning toe gekom het, maar in 1 Konings 17 begin die hoofstuk. En Elia van hierdie dorp het na Agab toe gekom en hy het vir hom gesê, die Here sê, it's not gonna rain. En hy het weggegaan, en die Here het vir hom kossies gegee, in die woestyntjie waar hy gekom het, dis nie nou na die nog voor die Baalprofete, toe gaan hy, dit is baie droog, en hy gaan verder, en hy kom by 'n plek, inteendeel waarvan Jezebel, die koning se vrou vandaan kom, haar dorp, gaan bly by 'n widow. En hierdie widow het 'n seun, en sy het nie meer olie en meel nie, dis basies op die einde, en hy sê vir haar, moenie worry nie, maak net vir my 'n broodjie, jou olie gaan nie opraak nie, en jou meel gaan nie opraak nie, en haar olie en haar meel het nie opgeraak, ter die hele tyd wat Elia by haar was nie. En die ergste is, toe gaan die widow se seun ook nog dood.
En hy gaan lê 3 keer op hom en hy bid en daar staan die seun op. Dis die eerste keer in die Bybel wat iemand uit die dood uit opgewek was. Hy het gebid. Hy gaan terug in hoofstuk 18 na die koning toe. Nou is hy amper 3,5 jaar weg. Hy kom daar aan en hy sê vir die koning, kom ons kyk wie is regtig God. Bring jou Baal profete. 450 van hulle. Kom ons kom by die berg Karmel by mekaar en ons roep op ons God en die een wat antwoord, hy roep die hele Israel by mekaar. En die Baal profete kom, ou maat, hulle bou daai altaar, sit 'n beeslag hom op, sit hom daar, en hulle begin daar groot gaan. Hulle dans, eerste grootste braai sonder vuur. Want hy sê, roep tot Baal, dalk is hy bietjie uit, dalk is hy met vakansie, gaan kan lees, maar hy vra 'n paar interessante goed vir hulle, dalk moet julle bietjie harder skree, Jesus en daai manne dans, en hulle gaan mal, maar geen antwoord nie. Teen laatmiddag, toe sê Elia, hy sal nou maar dit 'n kansie gee, so hulle kan maar bietjie rus. En hy bou 'n altaar, 12 klippe, wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig. Hy grou 'n sloot, reg rondom die altaar, en hy gooi dit vol water, pak sy hout, sit die bees, ek dink hy het dalk mooier gesny as hulle, want hulle was 450, hy het dalk bietjie meer beheer gehad, maar sit dit neer. En ek wil graag vir jou, die eenvoud van hierdie man se gebed lees. 1 Konings, hoofstuk 18, vers 36. Net dat jy hierso net hoor. He said, fill 4 pitchers with water and pour it on the burnt offering and the wood. And he said, do it a second time. Sy het dit nog 2 keer, nog natter gemaak. And they did it the second time, and he said, do it a third time. And they did it a third time. Nou, wie van julle hier het al ooit met nat hout gebraai? Hoe lank vat dit? Okay. Dit wil nie brand hier. Okay. The water flowed around the altar, and he also filled the trench with water. So die hele altaar is nat, die trench is nat. At the time of the offering of the evening sacrifice. Nou is dit al aand, nee. So jy moet weet, hierdie Baalprofeet het al gedans die hele dag. Ek dink hulle is moeg. As ek net 1 keer ons dans doen van die retreat, dan is ek moeg. So ek dink hulle was bietjie uitgeput, maar hulle het dalk beurte gemaak, want hulle is 450, so hulle het seker kansies vir almal gegee. Kyk, wie is meer geroep as die ander een. Elijah the prophet approached the altar and said, hoorie, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Answer me, O Lord, so that this people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back to you. Dis sy gebed. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and even the stones and the dust. It also licked up the water in the trench. When all the people saw it, they fell face downward and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Then Elijah said, seize the prophets of Baal. En het almal gaan slag. Ek weet dit klink erg, but that's what happened. Al die profete van Baal word uitgewis. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Hy gaan wag, want die Here het gesê dit gaan reën. En die ouetjie by hom sê, "Jessie, maar dan stuur hom op." Dan sê hy sien niks.
7 keer stuur Elia hom op, gaan kyk. 7 keer, ek en jy is ons 2 keer te lank gebid en dan voel ons die Here vat te lank. 7 times, he had a word, die Here het nou net deurgekom, hy het geweet, maar hy het gewag. Hy sê het met sy kop tussen sy bene gesit. Dan kom hy, dit is nog nie daar nie, gaan! En die ou kom terug na die 7de keer en hy sê, daar's 'n wolkie. So groot is my face. En hy sê, gaan sê vir die koning, hy moet beweeg, want hier kom reën. En die volgende oomblik, toe's alles vol wolke. En Elia hardloop die koning en sy perde in deur die gees van die Here. Luister vir my vanaand. Daar is krag in gebed as jy hoor wat hy gesê het. Want as hy dit sê, gaan hy dit doen, want dis wie hy is. Right believing produces right living. Ons bid nie soos ons moet bid nie, want ons glo nie hy is wie hy sê hy is nie. Wat glo jy oor gebed? Mama, papa, wat glo julle oor gebed? What are you speaking over your children? What are you speaking over your marriage? What are you speaking? Are you praying? Daar's krag in gebed. En wanneer ek en jy dit gaan snap in ons gees, gaan ons deur sy gees begin hardloop. En die mense gaan sê, het julle gesien dat hulle dit nie een keer hierso gesê, Elia is God, Elia is amazing, het julle dit gesien? Niks. Because it wasn't for his honor. It wasn't for his fame. Die vuur het nie gekom om met Elia wou wys wat hy kan doen nie. Hou op om die dinge te probeer doen, laat mense jou sien. Wat maak dit saak wat mense dink? Want ek en jy gaan voor God staan. Maar nou wil ek iets oorkom, want Geraldine like nie my guts nie. En dan wil ek vir 7 jaar my roeping mis, want ek hou vas aan 'n klomp twak. Want iemand het my limelight gesteel. Daar's plek vir een persoon vir limelight, sy naam is Jesus. Ons is net 'n kerk in sy hande. Our posture is humbleness. Our posture is serving him. Ek wil vandag, ek weet nie wie dit moet hoor nie. Hier's mense wat wil hardloop in bane in bediening. But you're not humbling yourself before the Lord. En ek kan jy nie verstaan as goed nie wil gaan soos jy wil gaan nie. Just die to yourself. Die to what you think you should do. En buig voor hom en eer hom en loof hom, en wanneer ek in die OK inkom en ek is by 'n girl by die till, Lord, let your kingdom come. Because it's about him. Dit is nie oor jou nie, dit is nie oor my nie, dit is oor hom. En hierso, Elia het nie eer gekry nie. Inteendeel, na al hierdie great goed gebeur het, toe kom Jezebel en sy sê, ek gaan jou doodmaak. Toe hardloop hy weg, want hy's bang. Want hy's 'n mens. Ons is nie gemaak om eer te kan hanteer nie. Iets gebeur met ons. Ons dink ons weet meer, ons raak trots, ons raak arrogant. Familie, just say, Lord, I just want to glorify you. I just want to honor you. I just want to walk where you want me to walk. Dis hoekom ons inhak by mekaar.
Dis hoekom ek hom nodig het en hy my nodig het en Bianca, ek het haar nodig en Bianca het vir Sandra nodig en Sandra het vir Daniel nodig en we need each other to be church, to show the world who he is. So familie, wat glo jy? Wat glo ek? Oor redding, oor sy woord, oor gebed. Gebed is nie 'n aksie wat ek doen want ek is bang as ek dit nie doen gaan ek hel toe nie. I do it because I love him. Want as ek aanhou en persistent is, dis hoekom vir my ek voel, al kom ons elke Sondag 8:00 bymekaar en ons is 7, 12, 14, 4, wie ook al die mense is wat kom, it doesn't matter, because in the spirit, there's things going up, there's things breaking loose, because it's his work, not mine. Dis sy werk. Maar ons sukkel want ons wil die werk ook nog doen. Ek moet uitsit. He's got this. Die woord sê, he's seated on his throne. Hy hardloop nie rond soos iemand wat nie weet wat aangaan nie. He's got this. Hy het klaar oorwin. Hy weet klaar dit eindig. Ek en jy het net nodig om te sê, Here, ek is deel van daai storie. Ek weet hoe dit eindig. You have already won. The victory is yours. I'm part of what you are doing. Get your heart in rhythm with the Spirit of God. Familie, God's gonna do a new thing. Kom ons gee God eer. He's gonna do a new thing. Ek gaan vra dat jy jou oë toe maak. As jy vanaand hier so sit en jy sê, ja, Here, ek kort 'n nuwe vuur vir gebed in my lewe. 'n nuwe passie wat aangesteek moet word. I want to seek your face. I want to know you more. Nie omdat ek u wil beïndruk nie, because I want to walk with you. I want to talk with you. I want to have fellowship with you. I want to be intimate with you. I want to know your heart. I want to walk in obedience. As dit jy is, wil ek jy met jou hand opsteek en ons gaan vanaand Jesus vertrou that he will set your prayer life on fire through his Spirit. Come on, church. Lord, thank you that you are going to set our hearts on fire for your kingdom. Thank you that you are breaking new things open in our hearts for prayer. You are empowering us through your Holy Spirit. Lord, I pray that everything in our heart, dinge wat ons bind, dat het sal afval nou in die naam van Jesus. Skuldgevoelens, dinge wat ek nie weet wat om mee te doen nie. Thank you, Lord. It's breaking in Jesus' name. Raise up your church. Raise up your church. Raise us up, Lord, to walk with fire, to walk with boldness, to walk with integrity, to walk with the Spirit, so that we can do and see your kingdom come. Holy Spirit, thank you that you are with us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Dankie, Heer, dat U nie 'n aannemer is van 'n persoon nie. Dankie, Heer, dat U ons harte sien, ons harte ken. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here, ek bid vir mense wat lou geword het. Wat toelaat dat omstandighede in hulle die joy om hulle, die joy in hulle wegvat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here, ek vanaand gee ek U al die lof en al die eer en al die aanbidding. En Here, U sien elke persoon wie se hand in die lug is wat sê, Here, I want to have a prayer life that's on fire for you. Dankie, Heer, dat U ons gaan leer hoe om die deur toe te maak, hoe om ons fone af te sit en hoe om net te kom sit en hoor. How to take the word and to speak it. Dat die woord ons dialek sal raak. The way we speak, may the word be our prayers. May our lives be soaked in your word. So that we will speak your heart. Amen. Here, en vanaand kom bid ons vir Stilbaai.
Ons bid vir Melkhartfontein, vir Riversdal, vir Jongensfontein, vir Heidelberg, vir Albertinia, al hierdie dorpe wat val onder die Hessequa streek. Lord, I want to thank you that you are going to set your church on fire. I thank you that you're going to do a new thing in this time, and we will see how you get glory, how you get honor, how you get praise. Thank you, Lord, that you are going to raise up a people who will love you radically and love people radically. Thank you for what you're about to do. We give you the highest praise in the wonderful name of Jesus. En almal sê, amen en amen. Ek wil net hoor, ons kiddies is nou buite, maar kan ons net vir ons kids bid? Dis eksamentyd en ek weet nie hoe van hierdie mamas voel nie. En ek moet ons bid vir die ma's. Here, help ons. Kom ons bid net vir ons kinders, Here. Dankie dat ons kan bid vir elke liewe kind wat moet eksamen skryf. Here, U ken die angs van soveel dinge wat hulle moet deurgaan, maar dankie Jesus, dat U saam met hulle is. Ek bid dat U hulle sal vol met U vrede. Dankie dat hulle gaan lekker leer, dat die werk vinnig gaan ingaan, dat hulle net gaan, they're gonna know, because they're gonna be open-minded. They're gonna be filled with your spirit. En ek eer U vir dit. Ek bid vir mamas, veral vir mamas, en vir die papas wat met die mamas moet operate, wat moeg is, maar vir die mamas vir strength. Nee, wysheid, Here, want te veel krag, it's gonna be hard. Maar dankie, Here, dat hierdie 'n amazing eksamen gaan wees. En dat ons gaan weet dat U is by ons. Dankie dat hierdie 'n amazing einde van die jaar gaan wees. Because you are faithful. We give you praise in Jesus' name. Amen en amen. Kom ons gee net vir die Here eer. Here, U is great, U is wonderbaar en daar is niemand soos U nie. Ons loof U. Amen.